2026, die 2 Januarie, Vrydagoggend. Hoe het ons hier uitgekom? Hoe het ons deur 2025 gekom? Dit is soos 'n droom wat net verbygegaan het. Met alles wat gedoen was. Mense wat ons ontmoet het, mense wat ons mee goeie goed gepraat het, mense wat ons sleg gesê het. Al die goed wat ons gedoen het, dit is soos 'n droom wat net verbygevlieg het. En hier sit ons in 2026, met ons eerste koffie met brood vir 2026, nog op die Facebook metode. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Nou soos ouer gewoonte op Koffie met Brood, is daar 2 dingetjies wat ek doen, by die eerste keer dat ek Koffie met Brood doen vir die jaar. Vir diegene wat nou al gereeld Koffie met Brood kyk al vir 'n hele klompie jare. Eerstens, 2026, Jan, goeiemôre. 2026, alle seën vir 2026. Alle seën. Mag Vader ons seën in ons gesondheid, mag hy ons seën in ons finansies, mag hy ons seën in ons familieverhoudings, mag hy ons seën in ons interpersoonlike verhoudings, mag hy ons seën. En dan wil ons nou byvoeg hierdie jaar, mag hierdie jaar 'n jaar van transformasie wees, soos nog nooit tevore. Mag hierdie jaar die jaar wees waar ons voet neersit en sê genoeg is genoeg. Is dit moontlik? Ja, dit is moontlik. Dit kan gedoen word. Ons gaan nie vir ons hierdie jaar bemoei met munisipale verkiesings en sulke goed nie. Een van ons raadslede het vir my vanoggend 'n vraag gevra, na aanleiding van syfers wat uitgekom het. Toe vra hy vir my of ons 'n politieke party moet stig. Nou in 2015, einde Januarie, toe hierdie hele storie vir my begin het Vader vir my wakker gemaak en vir my gesê, stig 'n politieke party. Toe doen ek dit, sonder enige kennis. Ek het nie enige stemme gaan probeer werf nie. Ek het dit nie probeer registreer nie. Niks sulke goed nie. Dit was die begin van my reis. En Vader het spesifiek vir my gesê om nie stemme te werf nie. Maar om die bal te skop, die wedstryd te begin. En ek het in 2015, ek kan vir julle boodskappe wys, ek het nou nog goed wat ek op my laptop het. Op my skootrekenaar het. En ek moet ook leer om beter Afrikaans te praat. Kan ek vir julle boodskappe wys van ouens wat my aangeval het. Verregs is, ek bedoel verregs. Ouens wat glo dat net wit mense hemel toe gaan. Wanneer sy eie familiegeskiedenis toon dat hy is nie wit nie. Daar bestaan nie so iets soos 'n wit mens nie. Daar bestaan mense soos Kaukasiërs, Oosterlinge, Swart Afrika, Indiërs, Indiane. Maar daar bestaan nie iets soos 'n wit mens of 'n swart mens nie. Daai ding bestaan nie. So as jy onmiddellik vir my sê, net wit mense gaan hemel toe, het jy klaar die pot byster geraak. Maar dit is waarmee ons begin het in 2015. Nou sit 'n mens met hierdie gedagte, moet ons 'n politieke party stig vir 2026. Die MK se syfers, dit is nou 'n peiling wat hulle gedoen het. Die MK, Andre wat sê goeiemôre.
Die MK se syfers is 18% op hierdie stadium. Die EFF is op 3%, so hulle is 'n nou, maar hulle maak so baie geraas en Corneille, goeiemôre. Hulle maak so baie geraas en goed dat hulle dink hulle is iets, maar hulle is niks. Maar hulle volgelinge is moorddadig. Maar hulle is 3% op hierdie stadium. Die DA se peiling staan op 26%. Vryheidsfront Plus en daai groepies, hulle faktor nie eens in hierdie hele storie nie. Goeiemôre Estel. Ek dink is hulle net, goeiemôre. Hulle faktor nie in op hierdie stadium nie. Hulle registreer nie. Nou ons het 2 tipes groepe in Suid-Afrika. Ek sal nou by 'n klein bietjie nuus kom. Ons het 2 tipes groepe in Suid-Afrika. Ons het mense wat glo in etniese nasionaliteit. Ek is een van daai mense. Wat is etniese nasionaliteit? Etniese nasionaliteit sê geskiedenis. Waar kom my voorouers vandaan? Etniese nasionaliteit. Wat is my kultuur? Johan, goeiemôre. Wat is my kultuur? Waar is my grond? Waar is my grond? En dan etnisiteit self. Om te weet wie jy is. Ek weet ek is 'n boer. Ek het 'n boerekultuur. Ek het 'n neiging na alles wat boer is. Dis my etnisiteit. Ek het internasionaal erkende grond. Ek weet wie ek is. Maar nou kry jy wat ons noem siviele nasionaliteit. Siviele nasionaliteit sê, ek is eintlik 'n Chinees wat van China afkom, en ek kom na Suid-Afrika toe, en ek het 'n paspoort om hier te wees, en ek tel die Suid-Afrikaanse vlag op by 'n rugbywedstryd, en ek waai hom, en nou is ek 'n Suid-Afrikaner. Dit is siviele nasionaliteit. Siviele nasionaliteit is 'n leuen. Dis 'n absolute leuen. En siviele nasionaliteit is die bou van die sogenaamde reënboognasie. Waar jou ware etniese oorsprong, jou geskiedenis, jou kultuur en die grond waar jy van is om op te wees, al daai goed, maak nie saak nie. Pieter, goeiemôre. Daai goed maak nie saak nie. Jy sien? Maar al die ander nonsens maak saak. Ja, kyk 'n series, was dit gisterand, het was eergisterand, van hierdie Britte. Dis nou Engeland. Die storie se naam is The War Between the Land and the Sea. Ek kyk hierdie series. Dit is baie goed geskryf, hulle kon 'n bietjie beter gedoen het op sekere areas, maar dit daar gelaat. Maar die ding wat my gevang het is die familie wat daar was. Die wit Engelsman was geskei van 'n totaal en al swart vrou. Jy kan sien sy kom uit Midde-Afrika uit. Is haar oorsprong. Hulle dogter is natuurlik 'n kleerling. Maak nie saak wat hulle dit noem nie. Hulle praat hoog Engels, die swart vrou en die dogter. Hulle praat hoog Engels. En hulle sien hulle self as Engelse. Dis 'n leuen daai. Daai is siviele nasionaliteit. Dis nie etniese nasionaliteit nie. En siviele nasionaliteit maak dat jou land 100% verswak. En ons sien dit nou in Engeland en in ander lande gebeur, selfs in Australië. Nog nie so erg in Nieu-Seeland nie, maar Australië en Kanada en Engeland. Ons sien dit baie
raak en baie ernstig raak. Met die inkom van die moslim sien ons dit raak. Nou in New York City in Amerika is die burgemeester Mamdani, is hy ingesweer as burgemeester, die eerste keer in die geskiedenis. Hy is op 'n Koran ingesweer. 'n boek wat bewys is, wat absoluut vals is. 'n totale valse godsdienst. Ek kyk na 'n ander series, The Night Manager. Gisterand, daar's nou 2 seisoene en ek het begin kyk na hierdie ene. Ek moet maar mooi kyk na hierdie goed, van hulle is nie so lekker nie. Maar in elk geval, maar jy sien in Europa al hierdie moskees met hierdie hoë minarette en goed wat gebou is. En ons kan sien dat oor die afgelope 100 jaar, plus minus 100 jaar, is daar totaal en al ingekoop in die leen van hierdie valse godsdienst. Maar die interessantheid van hierdie valse godsdienst is, hulle wil almal dwing om soos hulle te wees, en hulle wil hulle dwing in 'n semi-siviele en etniese godsdienst, of nationaliteit in, deur hulle geloof. Ons sien dit in Suid-Afrika gebeur. Ek verkyk my partykeer aan die gemors wat in Suid-Afrika gebeur. Dat ek my kop skud en dink, jy weet, my ma en my pa sou het nie gehou het in hierdie tyd waarin ons nou bly nie. Hulle sou het nie gemaak het nie. Want dit is totaal en al 'n gemors. Daar's nie 'n ander woord daarvoor nie. Goed, kom ons kyk bietjie na wat in die buiteland gebeur. Donald Trump noem hierdie tyd van gemors. Hierdie tyd van totaal en alle verbastering van nationaliteit. Hy noem dit the golden age. Hy het dit nou afgekondig in sy nuwejaarstoespraak. It's the golden age. Goed, kom ons vat wat hy sê as 'n waarheid. En kom ons kyk of ons hierdie jaar, voor einde April, en dis nie onmoontlik nie, die goue perskes van die grond kan optel. Dit is die goud, mense. Die geld, die rykdom, die finansiële rykdom. Kom ons kyk of ons hierdie goed van die grond kan optel, voordat dit vervrot word hierdie jaar. Dan sal dit 'n goue era wees vir ons. Dit sal 'n jaar wees van soveel groot veranderinge, eintlik 'n periode van 5 jaar. Dit is wat ons sien. En nie sonder stampe en stote nie. Want die kriminele element gaan jou teestaan. Dit moet jy maar weet. Maar as ons kyk na sekere goed wat hoofnuus gemaak het, die kinders swart kinders wat by 'n nuwejaarspartytjie gesit het en gedans het en alkohol gedrink het. Die ouers is gevind. Hulle getuienis is, hulle het nie geweet wat die kinders doen nie. Dit is die algemene getuienis. Dis 'n leuen, hulle het presies geweet. Maar vinger word gewys na hierdie egpaar toe en hulle kinders, maar kom ek sê nou vir julle, in wit huise, reg oor Suid-Afrika, kan ek jou garantie, het daar baie van dieselfde goed afgespeel. Ons is 'n mengelmoes van korrupte, geen morele, dronk nasies. Dis Suid-Afrika. En dan kom Ramaplakkertjie in sy nuwejaarsboodskap en hy sê, we are building a new world order. Voetsak. Dis wat ek sê. Goeiemôre Amanda. Voetsak en vat jou nuwe world order en druk dit waar die son nie skyn nie. Ons stel nie belang om by 'n plek te kom
waar ons geonderdruk word deur kunsmatige intelligensie, die digitale wêreld, die wêreld van gefabriseerde siektes en inspuitings, waar ouens soos Elon Musk sê, 2026 sal breininplantings, breinskyfies, sal die norm wees. Voetsek met daai goed, man. Ons is soewereine, geskape mense, deur God geskape. Ons het 'n doel, ons het 'n missie, ons het 'n visie. Ons gaan nie toelaat dat jy, omdat jy so baie geld het, vir ons gaan vertel wat ons moet en nie moet doen nie. Daai kite gaan nie vlieg nie. Koffie met brood. A new golden age. Dan praat hulle van op Truth Social, van oor die 8 miljoen kinders. Luister na die syfer. 8 miljoen kinders. Wat per jaar daar in Amerika, in Afrika, oral, net verdwyn, net wegraak. Dit sal een van ons grootste take wees, om daardie gemors dood te druk in hierdie land en in die suidelike gedeelte van Afrika. Want daar is profetiese woord wat vir ons beloof is, dat ons sal regeer tot by die ewenaar, en die manier hoe ons regeer, is nie daaroor gepraat nie, maar dit sal 'n besturende regering wees. 'n Toesighoudende regering, met 'n flippend groot stok. 8 miljoen. Weet jy hoeveel is 8 miljoen? Het jy al ooit 1 miljoen rand in jou bankrekening gehad? Ok, ons maak dit 'n bietjie minder. 500.000. Dit lê net daar lekker rustig. André was bestuurder gewees in 'n groot, gaan dan nie al die goed noem nie, André, in groot winkelmaatskappye en goed. Daar was 'n tyd wat hy redelik goed gelyk het. Maar watter een van ons kan sê ons het ooit selfs net 100.000 in ons bankrekeninge gehad? Ek kan vir julle met alle eerlikheid sê, ek het op 'n stadium hier by 30 gekom, miskien in 'n maand. Way back. Nie nou meer nie. Way back. Maar 8 miljoen. Probeer dit uitwerk. Kinders wat verdwyn. Die CNN, die wiel het gedraai, die CNN het verklaar dat Donald Trump was reg en hulle was verkeerd en Trump het nie al daardie goed gedoen deur Epstein soos wat hulle gesê het nie. Hulle het uitgekom en die waarheid gepraat omdat hulle nie wil betaal nie. Hulle het dit vinniger gedoen as die BBC. 'n goue jaar. Noord-Korea, Kim Jong-un beloof 'n onoorwinnelike alliansie met Rusland vir 2026. 'n onoorwinnelike alliansie. In Suid-Afrika word daar vrae gevra hoekom ons vloot, wat ons nie eintlik regtig het nie, flippend 2 jamblikke aan mekaar geswys. Hoekom ons vloot met Iran en China en Rusland oorlogspeletjies het. Peru, wat sê jy? Gaan goed, toe lank laat sien. Oorlogspeletjies het. War games. Ons 2 jamblikke. Jamblikke, hoe gaan hy liedjie jamblikke, viskoppe, zoiets. Ek gou hierso kyk. The Golden Age. The Golden Age waar kerke afgebrand word. Amsterdam, 19de eeuse kerk, ou kerk. Donderdag aand, omtrent feitelik heeltemal afgebrand in Amsterdam. Met hulle partytjies. Kerke beteken niks. Skiet klappers op die goed af, brand dit af, no worries. Hier in Suid-Afrika, ek het hierdie berig neergeskryf, het klink na 'n simpel berig, maar
Vuil goed word net so langs die ons paaie gestort. Nou, is dit reg? Nee, dis nie reg nie. Maar wat is ook nie reg nie, is die feit dat munisipaliteite nie meer funksioneer nie. So wat besluit hierdie ou? Hy het al hierdie vuil goed bymekaar gemaak hier oor die Kerstyd. Daar's niemand wat dit kom haal nie. Die dienste bestaan nie meer nie. Wat moet hy doen? Sy jaar laat vrot. Nee, hy vat dit na 'n stuk grond toe waar daar al reeds storting plaasgevind het en hy gaan gooi daar uit. Dis Suid-Afrika. Goue era. The New World Order. Jou gat, man. Maar ek het 'n interessante video nou vanoggend gekyk. In Newlands, West Durban, in Durban, was daar 'n poging om 'n Indiër kar te kaap. 4 swartes, 3 het uitgespring in die kar uit. Daar was 3 Indiër mans in die kar en 'n Indiër vrou. Hulle probeer om die kar te kaap. Toe hulle so uitspring en beklei, of wil net gryp en gaan, toe beklei hierdie Indiërs terug, maar hulle voeter daai Afrika. En daai Afrika duik weer terug in hulle kar en hulle jaag weg. Bloedneus, blou kolle, geen voertuig nie, niks gekaap nie. So daar is mense wat wil begin terugbeklei. Daar is. Nee? Natuurlik een van die eerste boodskappe wat op ons nuwe jaartjie vir ons nou moet. Dis 'n nuwejaarsgeskenk vir die president. Die publieke beskermer het die presidentsie en die departement van verdediging van finansiële wangedrag oor spysenering in die president se vliegtuig gevrywaar. Nee, hulle het nie 500.000 wat hulle gebruik het vir kos en drank op die vliegtuig is geoorloof. Kryf jou geskenk van die publieke beskermer. Is dit 'n publieke beskermer daai? Daai meid beskerm niemand nie. Sy beskerm net die presidentsie. Dis al. Jeffreys Bay, 'n video gekyk van Jeffreys Bay. Biker bendes wat mekaar nou begin 'n gas gee. Hulle sien in Australië was daar 'n tydperk gewees waar biker bendes vrylik beweeg het, selfs tussen polisie deur. Want die polisie het geweet hierdie ouens is gif en hulle is dodelik en hulle het vuurwapens en goed. En hulle was selfs op die tyd van hierdie polisie ouens. Aan die ander woorde, hulle is afbetaal. Nou sien ons in Suid-Afrika die begin van die ding. Ons sien nie die eindresultaat wat in Australië gebeur het nie. Eindelik het die polisie die oorhand gekry oor die biker bendes, eventueel. Maar daar was selfs series video's gemaak oor die goed. Ek het nooit daai goed gekyk nie. Ek kan nie daai tipe misbruik en moord van mense hanteer nie. Ek kan nie. Maar in elk geval. Maar nou sien ons biker bendes in Suid-Afrika, want daar is nie gereg nie. Jy sien, nou kan hulle begin en hulle gemors verbeter. Dis wat dit is, hulle verbeter hulle gemors. Hulle verbeter hulle drankverspreiding, hulle dwelmverspreiding. Hulle verbeter hulle alkoholmisbruik. Hulle verbeter hulle prostitusie. Hulle verbeter hulle moord. Hulle verbeter hulle diefstal. Want daar is nie gereg nie. Daar is nie. Ook in Durban. Kriminele probeer 'n winkel besteel. Daar's 'n bietjie 'n probleem, hulle moet vlug, hulle klim in 'n Uber, hulle jaag weg. Die polisie keer hulle voor. Een van die kriminele is 'n polisieman wat van diens af is. Met sy dienspistool. Hy kry nie genoeg geld by die polisie nie, hy moet 'n bietjie geld maak op die site. Dit is sy woorde. Dis Suid-Afrika. Nou ons het 'n klompie tipe mense in Suid-Afrika op hierdie stadium. Ons het Afrikaanse mense wat, ek praat nou van ons. Ons het Afrikaanse mense wat glo dat die Afriforums en die solidariteite vir ons uit hierdie gemors gaan uithaal. Ons het mense wat glo in politieke partye, die Vryheidsfront Plus en Ernst Roots wat hierdie goed op die been wil bring.
Ons het mense wat net mooi dink dat niks met hulle gaan gebeur nie, en hulle kan hulle koppe soos volstruise in die sand indruk, en laat Gods water oor God se akker voel. Nou daai 3 groeperings is wat ek noem die spesiale tipe stupid van Suid-Afrika. Die spesiale tipe stupid. Dan het jy groeperings wat goeie werk doen op munisipale vlak, provinsiale vlak, verskeie groepe wat regtig ware poging aanwend om verandering te bring. Of dit nou Henry hulle is in Parys, of dit nou die Akademia is in Pretoria, groepe wat regtig waar 'n poging aanwend om 'n gedeelte van ons samelewing te verbeter. Nou ek haal my hoed af vir hulle doen goed. Hulle doen goed. Die enigste probleem wat ek het is daardie groeperings moet by mekaar kom. Moet begin 'n netwerk, moet begin 'n inskakel. Moet begin bou aan iets wat groter is as net hulle eie gedagte. Ek weet in Parys en daai plekke Henry doen dit. Henry doen baie goed. Ek praat nie spesifiek van Parys nie. Ek praat net van groeperings. En groeperings moet begin inskakel om iets beter te kan doen. Ek glo die Parys munisipaliteit sal die eerste munisipaliteit in Suid-Afrika wees wat nie deur 'n politieke party bestuur gaan word nie. Die manier hoe hulle dit doen is fantasties. Hulle doen dit straat vir straat. Dis hoe hulle dit doen. Dit is fantasties. Dan het jy ons groep en mense wat dink soos ons. Soos eil versprei. Waar ons nie 'n politieke uitweg kan sien nie. Daar is nie 'n manier nie. Want as jy onder die nuwe wêreldorde wil inval, of liewer dat ek dit so stel, as jy 'n politieke rigting ingaan, dan gaan jy onder die wêreldorde inval. Daar is nie 'n ander manier nie. Waarby ons moet terugkom is etniese nasionaliteit. Vir elke staat, nasie in Suid-Afrika. Net deur dit te doen, gaan ons kom by die plek waar ons eie vierkleur sal kan optel. In ons eie boerestaat. As gevolg van nasionale etnisiteit. Geef vir die Zulu grond. Geef vir die Xhosa grond. Geskiedkundig. Nie wat hy nou wil hê nie. Geskiedkundig. En aan die einde van die dag gee vir die boere die boergrond. Internasionale erkende grond. Ek bly dit sê, want dit is 'n waarheid. Gee dit. En dan bind almal aan mekaar in 'n stelsel waar almal gaan wen. En breek weg van hierdie globale mentaliteit van iemand in Europa, of iemand in Italië, of iemand in Engeland, of iemand in Amerika, sê vir ons boere wat ons moet doen en wat ons nie moet doen. Ex-Suid-Afrikaners wat vir ons wil kom vertel hoe ons moet lewe. Vat daai Max de Pre wit hotnot. Sy liberale denke het hom al so vervrottal en verrottal, dat hy nie die korrupsie van hierdie regering kan raak sien nie. Dit is waar ons is vandag, op die 2 Januarie 8:00. Voordat ek afeindig, ouder gewoonte, vir 2026, watter dag jy ook al verjaar in 2026, sê ek nou vir jou, veel geluk met jou verjaarsdag. Baie geluk met jou verjaarsdag. As jy 'n verjaarsdag het hierdie jaar, beteken dit jy lewe.
Jy het dit gemaak. As jy nie een maak hierdie jaar nie, dan sê ek sommer nou al vroegtydig vir jou, dat jy gaan hoop dat jy dit gaan hê. Want, met 2800 mense op sosiale media, net op bakkiesblad, gaan ek, Vader weet, nie vir elke persoon sê, geluk met jou verjaarsdag nie. Daar is nie 'n manier nie. Ek mors nie my tyd so nie. Alright? So baie geluk met jou verjaarsdag, mag jy 'n fantastiese dag hê wanneer dit gebeur, en alles seën vir jou daai tyd. En ek bedoel dit, alles seën vir jou, op daai dag. Dan wat 2026 aanbetref. My woorde val op baie, baie dowe ore. Ek weet. Want mense val in die derde groep. Die wat dink, het gaan nie met hulle gebeur nie. Baie mense val in daai derde groep. Totdat jy 'n oproep kry, dat jou kinders is dood op die hoofweg, in 'n voertuig, in 'n trok vasgery, in 'n botsing, dood. Ewe skielik het dit dan met jou gebeur. Of jy dink, dit kan nie in jou besigheid gebeur nie. Maar jy kry 'n oproep en sê jou besigheid is besig om te brand, of hulle het jou trok uitgebrand, of hulle het jou goed gesteel. Dan ewe skielik het dit met jou gebeur. Nou voordat dit by jou gebeur, maak 'n daadwerklike poging om by die Federale Alliansie aan te sluit. Doen dit, sodat ons kan suksesvol wees. Werk saam met my. Werk saam met ons raad. Werk saam met ons konings, wat ons al reeds opgeteken het. Werk saam. Gooi jou gewig in. Word deel. Kom ek wys gou vir julle iets. Ek is baie trots op julle. Kom ek wys gou vir julle iets. Ek wys julle elke keer net so 'n ietsie, want ek is besig om te werk. Kyk gou. Kyk net vinnig. Indien jy fondse het, kan jy belê in hierdie ding. Dit gaan groot wees. En ek is baie, baie opgewonde. Toe gisterand vinnig weer deur hom flits, en ek sien al die bladsye wat ons nou al reeds gebou het, en waar is nou, toe raak ek sommer net van vooraf opgewonde. Want ek werk so hard om sekere goeders uit te sorteer, die inskakelings van die bladsye en sulke goed. Dan vergeet ek van die bladsye wat ek al reeds gebou het. Dan gaan ek gou weer, as ek my magtig, ek het hierdie klaar gedoen, ons het hierdie ook, en ons het dit ook, en ons het dit, en hy's besig. Hy's besig. Ek is nou besig met wat ek noem die inkleerwerk. Struktuur is klaar. Die routing is klaar, die paaie gebou van bladsy na bladsy toe. Dit is klaar. Struktuur is klaar, die paaie is gebou, om dit nou maklik te maak. Die geboue is gebou. Die bladsye. Dit is maklik oor die 200 bladsye op hierdie ding. Maklik. En nou begin die inkleerwerk. Ek het gister begin met die inkleerwerk. En dit is flippin' awesome. Al moet ek het self sê. Net tot sover. 2026, ons is vryburgers. Ons is boere, ons is boere-Afrikaners, ons is Engelsmanne, Portugese, Skotte, ons weet wie ons is. Ons glo in etniese nasionaliteit. En ons wil verandering bring na hierdie land toe, wat ongeken is. En ons gaan dit doen. Sluit aan, word deel. En onthou altyd hierdie ding. Nee, hierdie. Ons kan dit doen sonder God. Ons kan nie. Saam met God maak eendrag mag. As jy aan 'n manier. Alles seën vir julle hierdie Vrydag. En mag jy stom as die bulle môre wen. Daai ding moet ook nooit verander nie. Alles wat mooi is vir julle, hoor. Alles seën.